Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag 23 Julie en ons is by Koffiekuier 867. Ons gesels dan nou oor die andersom koninkryk of die andersom koninkryk van God. Nou aanleiding van die bergpreek waar Jesus praat oor die saligsprekinge, die geseëndes. Nou vir diegene van julle wat Sondag ingeskakel het by ons erediens sal weet dat Jannie reeds bietjie ingelei het en dat hy baie gefokus het eintlik as ware op die gevoel, die woorde en wat hierdie saligspreking, hierdie salig wees, hierdie gekoester wees vir ons beteken. En ek wil nou vanmôre so bietjie weer teruggaan eintlik na die tema toe om te sê dis 'n ander som wat 'n mens maak. Want in die koninkryk van God leer Jesus ons in hierdie saligsprekinge klop dinge nie altyd soos wat ons in hierdie wêreld daaroor behoort te dink of wil dink. Daar's ander somme wat geld. 'n Som waar 1 + 1 3 is, nie 2 nie. Of soos iemand Sondag in die Kuierkerk gesê het, dis 'n wêreld waar 1 + 1 11 is, want God maak dit baie meer as wat ons selfs kan verwag. En ons praat oor hierdie reeks en sê, ons moet so 'n bietjie die wêreld omdop, so 'n bietjie andersom ook kyk na die lewe. Daardie voorbeeld, onthou julle jare terug, die tomatiesbotteltjies en ons het nou mayonaisebottels wat so werk. Hy staan eintlik op sy prop. So as jy hom nou reg om neersit so wat ons logika sê met die prop bo, dan's die etiket, die label onderste bo. En Jesus kom in die bergpreek met die saligspreking en hy draai as ware die wêreld so bietjie vir ons om. Waar hy sê ons moet andersomme maak, ons moet andersom dink oor die lewe. En die eerste saligspreking wat Jesus dan nou gee, die eerste stelling wat hy maak teenoor die mense wat daar sit is: geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Nou, vriende, ek gaan nie baie lank daaroor praat nie. In die wêreld waarin ek en jy ingebore word ons groot eintlik met amper hierdie ingesteldheid, hierdie mentaliteit van ek moet voorsiening maak, ek moet sorg, ek moet weet, alles hang van my af. En ons word amper groot met 'n skaarste mentaliteit wat sê, daar's net so, die koek is net so groot en jy moet sorg dat jy jou deeltjie kry en jy moet vashou wat jy het sodat dit nie van jou weggeneem word nie en dat jy vorentoe kan gaan. En as jy nie vir jouself sorg en iemand anders gaan na jou kykie, dis 'n hond eet hond wêreld. Ons word groot met hierdie angstigheid van gaan dit genoeg wees. Ek bedoel, dink vir 'n oomblik hoeveel van ons sit en wonder nie oor die aftrede voorsiening nie. Byvoorbeeld, ek lag altyd so half, die finansiële beplanners en hierdie ouens sê altyd vir jou, jy gaan nie genoeg geld hê om so oud te word soos wat jy gaan word nie. En dit wek by ons 'n stuk angstigheid, want hoe gaan ek leef? Wie gaan vir my sorg? Gaan my kind, weet, al daai goed wat 'n mens nou kyk. En op 'n manier raak dit al hoe meer van 'n angs, 'n gespannenheid oor hierdie lewe. Nou vir diegene wat Sondag in die Kuierkerk is, wil ek onmiddellik sê, verskoon tog dat ek dit weer gaan doen, maar ek wil iets van hierdie toesegging wat Jesus hier maak oor die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, ons wil onafhanklik wees, dis is om jou vuiste toe te knyp. Gestel, jy het nou iets hier in jou hand en jy knyp vas en jy hou vas, dat niemand dit van jou af kan wegvat nie. Ek wil jou uitnooi, bal bietjie jou vuiste, knyp bietjie jou vuiste toe, hou vas aan die lewe, angstig aan dit wat ek het en dit wat myne is en daarvoor ek moet sorg. Maar jy moet ernstig, jy moet vashou, jy moet knyp nou. Sommer, so wat jy, wel, dink jy kan dit seker sien, my kneukels hier wit raak. En knyp ou, probeer al hoe stywer en stywer vashou, toeknyp, angstig. En dan voel jy op 'n manier, vriende, hoe die spanning, nie net hier in jou vuiste nie, maar in jou arms opgaan, jou boarms, in jou nek in jou hele lyf kom daar 'n stuk spanning, 'n stuk angs. Want ek moet voorsien en ek weet nie hoe nie. En dan wil ek jou uit, word bewus van hoe jy voel. Word bewus van die angstigheid in die mens se lewe. En maak nou jou hande oop. Laat gaan. Maak oop. En voel hoe daai gespannenheid, daai angstigheid letterlik uitgaan uit jou lyf uit. Nie net uit jou hande uit nie, maar jy het jou arms uit jou boarms uit jou skouers uit jou nek uit. Salig, geseënd, welgeluksalig, besonder buitengewoon gelukkig. En sê Jesus vir ons is diegene wat weet
hoe afhanklik hulle van God is. Kyk, ons kan mos nie toe hande iets ontvang nie. As jy nou vir my iets wil gee en ek sit so, dan kan ek dit nie kry nie. Want ek bedoel, my hande is toe. As ek oopmaak, as ek van hierdie posisie van angs af beweeg en ek vertrou U, Here, dan is my hande oop en kan ek ontvang. Kan ek God se genade kry? Kan ek, sê Jesus vir ons, sy koninkryk erf? Nou, dis natuurlik, en ek het so 'n bietjie daaroor gesê Vrydag, nie voorwaardelik van net die wat dit, maar Jesus sê, jy kan my ontspan, omdat jy my kind is, omdat jy disipel van my is, omdat jy my behoort, omdat ek jou lief het, al daai, jy kan my ontspan, ek sal voorsien, ek sal vir jou my koninkryk laat beerwe. Vriende, om met oop hande te leef, is om met dankbaarheid te leef, is om met 'n gesindheid te leef van, ek kyk bietjie na alles wat God reeds vir my gee, hoe hy reeds vir my voorsien, op wonderlike maniere, en om te sê, ek vertrou hom. Nie angstig oor my toekoms nie angstig oor môre nie, maar Here, in U hande is my lewe. En ja, dis nie altyd maklik nie, en natuurlik, ons het mos 'n gesonde verstand gekry en verantwoordelikheid gekry om 'n bietjie beplanning te maak en al daai dinge. Maar daar kom 'n punt waar ek en jy moet sê, ek wil nie angstig vasklou nie, ek wil laat gaan. Ek kan God vertrou. Ek hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Mag ek en jy, wat sê ons hoor iets van God se koninkryk in hierdie andersom koninkryk, mag ons dit beleef. En natuurlik vriende, ons het gister ook so 'n bietjie gepraat oor die volgende saligspreking oor troos, waaroor ons nou eerskomende Sondag gesels, maar dieselfde beginsel geld. Ons kan hierdie andersom ook net beleef as ons bereid is om dit aan te gee vir ander. Ons kan op 'n manier net die koninkryk van God ervaar as ons bereid is om dit te deel met ander. So mag ek en jy vanuit 'n dankbaarheidslewe leef, weg van angs af, maar na vertroue toe. Jesus sê, geseënd, buitengewoon gelukkig, welgeluksalig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Kom ons bid saam. Here Jesus, U is die een wat vir ons kom sê, maak jou arms oop, laat gaan, ontspan, want ek wil vir jou voorsien. Jy is myne, ek is in elk geval in beheer van jou lewe, ek stuur jou lewe, ek sal sorg, vertrou my. En daarom wil ons kom bid vanmôre, o Heilige Gees, wil ek bid, dat U vir my sal help om altyd my default posisie weg te skuif met U genade van, daar's te min en ek moet angstig beklei vir als in die lewe na 'n punt, waar ek sê, Here, met oop hande staan ek voor U en ek vertrou U. Dankie dat ons dit mag doen. Dankie dat U vir ons hier in die saligspreking, Here Jesus, in die bergpreek kom sê, dit is vir julle. Jy hoef nie daaroor bekommerd te wees nie, jy hoef nie, vertrou my net, dit is vir jou, die koninkryk van God. Ons eer U daarvoor, Here, in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek het Vrydag 'n gedenkdiens gedoen van Elisna Haugen, wat ons finansiële dame in die kantoor is, haar ma is oorlede. En jy onthou daai teks in Jesaja 43 waar Jesus sê, waar God kom sê deur die profeet Jesaja, ek het jou op naam geroep, jy is myne. Moenie bang wees nie. Ek weet, daai woordjie in Hebreëus ook vir moenie bang wees nie, is amper so as om te sê, kom vertrou my weer, soos vroeër. Ons ken mos die geskiedenis van die volk. En Jesus kom sê op 'n manier, kom vertrou my weer, maak oop jou hande. Mag ek en jy vandag dit doen. Ons gesels Vrydag so 'n bietjie oor ons tweede saligspreek. Ek wil jou vra, gaan lees vers 4. Oordink dit. Laat dit so 'n bietjie deur jou gedagtes maal. Laat die Heilige Gees dit kom draai in jou binnekant, kom anders omdraai, as wat jy dalk vroeër daaroor gedink het. En dan gesels ons Vrydag so inleidend oor die tweede saligspreek. Geniet jou koffie, geniet jou Dinsdag en mooi loop.